prys U naam. Here, ons dank U dat U ons God is. Here, dat ons na U kan opkyk. Here, dat ons kan weet U is die enigste een wat die waarheid is. Here, en dat U skyn helder in die donker. Here, ons wil die naam groot maak vandag. Here, want daar is geen ander oplossing vir hierdie wêreld as U. En daarom kom ons en ons loof U naam, want U is in beheer. Al wat U vra is dat elke een sal kom na U. Here, ons loof en prys U, Here, dat U die lig is vir die wêreld. Dat U 'n lamp is vir ons voete. Here, dat wanneer ons in U bly, dat U in ons sal bly. Here, ons kom na U vanmôre en ons vra, Here, dat U ons harte sal vul. Dat ons vol sal raak van U. Here, sodat hierdie verleiding en die misleiding van hierdie wêreld nie 'n oorhand sal kry oor enigeen van ons in hierdie gemeente. Maar Here, dat ons altyd die waarheid sal sien. Here, dat die waarheid die duisternis sal verdryf. Here, ons loof en ons prys U dat ons 'n lewendige God dien, 'n ware God. Jesus is Lord. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Ons bely dit voor alle. Bely ons, Here, bely ons dat U is God en ons loof en prys U naam. Here, omdat U die wêreld wil hê. Here, en dat ons staan in U oorwinning. En ons hoef niks te vrees in die wêreld, want U in die wêreld reeds oorwin. En ons dank U daarvoor. En ons gee U alle lof en alle prys. In Jesus naam. Halleluja. Amen. Jesus Christus is die Here. Amen. Na die wêreld sê wat hulle wil sê. Ek sê Jesus is koning. Amen. Hy is my God. Ken jy hom vanmôre? Is hy ook die liefling van jou siel of Vader? Ja, sy naam is Jesus. En ek min hom so. Oh man, daar is soveel vryheid hier vanmôre. Is jy nie bly dat Jesus gekom het om u ook vry te maak? Ons môre in die bidkamer was, het Suster Mercia gesê, die gedagte van die bloed weer klink so in haar ore al vir 'n geruime tyd. Jy weet, ons sing hy die bloed verlos uit Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar maak hy rein. Sy bloed verlos ook my. Ek was onder hulle. Was 'n groot sondaar. Paulus het gesê hy was die vernaamste van sondaars gewees. Maar hy het my ook om vry maak. Kan u getuig dat u op 'n stadium 'n slaaf was, maar nou vry is? Kan u self indink hoe moet dit voel om 30 en 40 jaar in 'n tronk te moet wees vir 'n misdaad wat jy gepleeg het, en eendag sê hulle, jou straf is uitgedien, jy kan vrygaan. Kan u dink hoe moet dit voel vir iemand? Want al wat hy geken het vir 30 en 40 jaar, was die ystertralies waar agter hy moes bly. En skielik is hy op vrye voet. Wat 'n gevoel moet dit nie wees nie. En broer en susters, hoeveel te meer ons wat slawe was en op die afslaarsblok van sonde uitverkoop was aan hierdie wêreld. Hoeveel te meer moet ons nie vandag juig en bly wees in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. So julle was ook slawe op 'n stadium. Ja,
Ja, jy weet, ek was 'n slaaf. Ek was 'n slaaf van baie dinge. Miskien moet ons hier of 2 getuies doen. Wat dink julle voordat ons by die woord uitkom? Miskien moet ons net so in 2 sinne, die wat voel die Here dring jou, as jy voel hy sitplek word nou warm, jy weet mos, jy kan later nie meer sit nie, jy kry krampe in hierdie agterspiere van jou, dan weet jy, die Here wil hê jy moet getuig. En, maar ek wil net sê, die Here het my ook vrygemaak. En ek kan oor baie goed praat, maar miskien 1 of 2 goed wat die Here my vry van gemaak het, is, hy het my vrygemaak van die eie ek. Woe, kyk as jy 'n pastoor is, en jy het daai titel, en jy's nog in 'n kerk met 'n naam, dan kan jy daaraan dink, hoorie, ek sal net so 'n trappie hoor as die ander. Né? Weet jy, noem my op my titel, en ek het voorregte, en weet, en ek kan gesag afdwing, en joh, jy kry maar so 'n bietjie van, soos Maria altyd sê, die kop raak so 'n bietjie bolle kop, ja. Jy weet, jy maar dan pas op julle met my praat, maar dank God, hy het my vrygemaak van dit. En hy het my vrygemaak van godsdienstigheid. Hy het my vrygemaak van liturgie, en van hoe dinge gedoen moet word, want die kerk sê, dis hoe ons dit doen. Ek dank God, hy het my vrygemaak van hierdie ek, van hoe ek dinge gedoen wil hê. My lewe is nou saam met Christus verborge in God. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. En al wat ek nou wil doen, is ek wil hom behaag. En wat hy in sy woord sê, dit wil ek doen. Soos die eenvoudige kind wat sê, speak my Lord, speak to me, no longer me, but he. Waarvan het die Here u vrygemaak? Miskien is daar 1 of 2, wat dit wil sê, ek wil getuig, die Here het my ook vrygemaak. Is daar so iemand? Noem net so 10 goedes. Die grootste van alles is selfregverdiging, eiesinnigheid, hoogmoed en trots. Ek het nie in die huis van die Here groot geword nie. Ek het glad nie die Here geken nie. Maar ek was so goeie mens gewees. Ek het gedink ek is so oulik. Ek het vir my maale gepreek, ek het vir almal om my net gewys hoe die ding gedoen word. Want ek is so ordentlik. Ek het nooit geweet ek is 'n helverdiende sondaar. Totdat die evangelie tot Jesus Christus in my pad langs gekom het. En ek bewus geraak het van die werklike kleed wat ek gedra het vir hom. Van te probeer goed wees en beter wees as ander mense en almal te probeer impress die hele tyd. Dis hoogmoed. Die Here het my kom vrymaak daarvan. Hy het my kom tenderize. Deur die een moeilikheid na die ander probleem, die ander ding wat ek my knie moes buig, die een op die ander ding, het hy my deurgevat. In sy groot genade het hy toegelaat dat ek verneder word en kan leer daarin om myself te verneder. Ek wil hom al die eer en die lof gee, want net in Christus beteken ons enigiets. Net in Christus. Jy gaan nie persoon vir my sê, jy moet dit nou gee vir iemand anders. Wie is volgende? You want me? Ja, dit is die beste ding wat ooit in 'n mens se lewe kan gebeur. Jy weet, ek sien nog daai oomblik toe my ma vir my gesê het, op my bynaam sê, Tokkie, weet jy wat? Jy moet net jou lewe met die Here reg kry. En weet jy wat doen ek? Ek het die Here gevloek. Oor my ma. Sy sal doodgaan. En sy buig so neer. En sy sê, Here, vergewe hierdie seun van my. En ek daag die Here uit. Weet, want ek was 'n rebel gewees. Ek het gedink, die lewe draai om my. Ek sal jou wys. En ek is so dankbaar dat die God gekom het en my gewys het eintlik wie is ek. En niks. But he loved me so much. Weer in daai oomblik, toe die liefde aan my bekend gemaak word, deur te sê, ek sien wie jy is, wat jy is. Die berou in my lewe. Oh my God. Hoe kon ek ooit waag so iets in my lewe te kom? Vergewe my. Ek is 'n helverdiende
sondaar. Maar God het my opgelig en het my ingewin in die warmte van sy liefde. Dit was soos 'n warm kombers om jou voet. En toe val ek sê, en sy belofte so in jou brein vasgesteek word, sê ek sê jou nooit begewe nie. Ek sê jou nooit verlaat. Ek sal altyd by my, sê easy, possible, deur dit wat ek met my eie mond gesê het, ek hierdie warmte warm belofte van God kan beleef. Wie wat maak my so opgewonde as mense so passievol is oor die wederkoms van Jesus en weet dat hy gaan kom, wat hulle selfs waagmoed in hulle binneste kan opwek om te sê, Here, kan dit nie maar die dag wees nie? En dan noem hulle dit sommer 'n dag. Dit is actually awesome. Maar ons weet, het gaan nie daai dag wees nie, nee. Maar dit maak nie saak nie, want ons weet, Jesus gaan kom, met al die liefde en warmte wat hy vir ons voorberei het, dat het ons so in die gesig gaan staar en sê, I was waiting for you, my boy. En hy kom ons hier wegruk van hierdie aarde af, en 'n heerlike warmte van vereniging van God se fisiese presence, nee? En ons so toegevou sal word vir Ek sien Kobus, hy wil ook iets sê. Daai Kobus daar agter. Kobus, ek gaan net gou. Tamara, dan vat jy dit na Kobus toe. En dan gaan ek dit na jou toe. Ek wil net sê, ek gaan nou hier staan, want ek weet hierdie pilare steek my weg van almal af. En julle dink ek kruip weg, maar is net hierdie pilare se skuld. Maar ek mis die aksie met daai netjie gebeur. Maar ek staan maar net so, dat almal kan sien. Jy weet, die Here het my lang pad gevat nou. Die afgelope jaar, is nie maklik nie. Die ou vyand, hy was besig vir my te sê, ek is rubbish, is niks werd nie. Niemand gaan my wil meer hê nie. En hy het my gered, hy het my opgetel uit 'n baie donker plek uit. Fisies donker en ook geestelik donker. En hy het my waaragtig raak gesien. En hy het my letterlik met 'n wonderwerk, soos met van daai apparate, wel dan so daai building apparatus is, wat daai swaar goed so opstel, en dan move hulle daai ding so, om op die building sat, en dan drop hulle daai staal goed op 'n ander plek. So het hy my net so gedrap, point, hier by julle. En ek kom net sê, dit was 'n geweldige wonderwerk, die Here het my lewe omgedraai. Maar hy het my so in 'n plek gesit van veiligheid. Geen mens kan dit begryp nie. Niemand kan my skade doen nie, wat is. Ek mag Bybelstudie bywoon, en ek mag lief geword wees deur julle. En ek wil net vir die Here al die lof en die eer en die dankbaarheid gee, dat hy tyd gemaak het vir hierdie eenvoudige wese. Ek het gedink ek is nou op die pad uit. Ek is nou op die tube uit. Ek kan nie meer, ek wil nie meer. Maar hy het my lewe omgedraai. En daarvoor wil ek die Here alle eer en lof en dankbaarheid gee. Dat is nog baie, maar dit is nou vir eers genoeg. Dit was jou weer. Ek wil net sê, soms staan by mense harde pad. Op die ouderdom van 7 is ek gebyt deur 'n hond. As ons sien hier in die linkerkant van my hoof het ek 2 merke, hier oor my oog het ek merke, stuk van my oog is uitgebyt, hier in die onderkant, so stuk van die wit is uitgebyt. Maar, die Here het my beskerm daai dag. Deur 'n vreemdeling wat ek nie eens ken nie. En op die ouderdom van 13, besluit ek, okay, ek gaan my hart vir die Here gee. En ek het my hart vir die Here gegee. Dit het goed gegaan. En op die ouderdom van 16, 17, toe besluit ek, nee, wat, dis nie vir my nie. Draai ek my rug op die Here. En ek het 'n lelike pad gestap. Dit was glad nie mooi nie. En my ma het gemerk, en die mense het gemerk, hoor die gee hart vir die Here. Ek het net nie blank gestaan. Ek het in 'n pastorie groot geword. Ek was nie lus vir daai goed nie. Ek het gesien hoe swaar kry my pa in die bediening.
die mense trap oor jou, hulle doen met jou wat hulle wil. 2 in die oggend dan moet hy boodskappe antwoord en hy moet oproepe vat en hy moet mense gaan rading gee en dit was net nie vir my nie. En op 'n konferensie in Leidenburg in Mpumalanga. Ek is 24 jaar oud. Besluit ek gee my hart weer vir die Here. En ek het so 2-3 weke wat dit goed gaan. En ek besluit ek wil basgitaar speel. Dat realiseer nie. Die ou wat drummer speel, hy sit 'n karongeluk, hy maak sy sy regterbeen seer, hy kan nie meer die buis trap nie. Nou sit ek daar, ek sê vir my pa, okay, weet jy wat, let's give it a go. En ek begin drummer speel, en dit is chaoties. Ek draai alles om, ek slaan die buis op, waar hy nie moet wees, en ek slaan die en daai, dit klink terrible. En ek sê nie, dit is nie vir my nie. En my pa sê, onthou net, die pad wat jy gestap het, is agter jou. Druk deur, want as jy nie deurdruk nie, gaan jy nie wens teen bal nie. En ek sê, okay, is reg. Ek sit toe en ek sit, en dit is vir my moeilik. Dit is raar, dit is terrible. Ek sit en ek sukkel en ek gaan deur en so 2-3 weke wat het so sleg gaan. En ek sê vir die Here, wel, dis nou, of jy gee vir my die talent, of ek klim af. Finish en klaar. Daar is nie onderhandeling nie. En die Here besluit, okay, wat is so, ek gaan jou bless. En op die ouderdom van 24, amper 25, toe begin ek speel. Maar ek speel nie as Kobus nie. Ek speel as 'n instrument vir God. En van daar af het daar baie boodskappe uitgegaan. Baie mense het gesê en baie woord het uitgegaan en gesê, Kobus, met jou drumspel sal jy mense bereik. En jy sal warfare doen vir die koninkryk van God. En vanoggend was een van daai oggende wat ek gevoel het, die Here is besig met iets. Hierso is 'n roer aan die gang. So, of dit 'n waarskuwing is, of net om ons op te lig, mense, wees reg. Want die tyd is min. En hier gaan iets kom, wat ons nie gaan verwag nie. So wees reg vir daai oomblik. Dit kan volgende week wees, dit kan oor 3 weke wees, ons weet nie. Maar wees reg vir dit. Want as dit gaan plaasvind, ek weet nie, ek is eintlik speechless om dit te beskryf, want dit wat ek gevoel het agter die dromme vanoggend, ek weet nie of pastoor dieselfde gevoel het nie, dit was iets wat gebeur het, is iets wat in die rol is, en niemand kan dit stop nie. En die vyand kan dit nie stop nie, ons as mens kan dit nie stop nie. En wees uit gereed, mense, wees uit gereed. Daar is die vuur van God wat hy op ons uitstort om al die kaf te verbrand en dit wat kosbaar is te suiwer. Die Here louter ons. En jy kan of onderwerp aan God se werk en loutering in jou lewe of jy kan dit weerstaan. My raad is onderwerp. Let go and let God have his wonderful way. Amen. Nou broer en suster, vanmôre wil ek bietjie met u ernstig praat. Nie dat ons ander kere nie ernstig is nie, maar ek dink vanmôre is in besonder vir die wat waarlik wil hoor wat God se woord tot hulle wil spreek, met die doel dat die woord jou sal transformeer. Dat die woord jou sal verander. Want die woord het die kapasiteit om 'n lewe so om te draai. Nie net vanmôre hoor nie, maar reageer op dit. Maak nie saak wat jou agtergrond is, wat jou geskiedenis is nie. Maak nie saak uit hoe donker gat jy klim nie, Tamara.
Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Die bloed van Jesus kom by plekke uit. Van die mens dink, dis onmoontlik dat so iemand gered kan word. Die bloed van Jesus red die vuilste sondaar. Die bloed gaan haal iemand onder 'n brug uit. Hy gaan haal iemand uit 'n tikhuis uit 'n surbien uit. Die bloed van Jesus kan gaan haal daar waar jy dink dit nooit sal uitkom. Selfs daai familielid wat jy al afgeskryf het. Die bloed is sterk genoeg om selfs by daai persoon uit te kom. So kom ons slaan ag vanmôre op die woord van die Here. En kom ons implementeer dit. En jy sal lewe. Ek wil nie nooi om te gaan na Jeremia, die 38ste hoofstuk. Ons gaan enkele verse lees vanaf vers 14. Vanmôre is 'n tema, wil jy waarlik hoor wat God sê? Seker maar eie kinders dan wonder ek op 'n teken, hoor wat ek sê. Want hulle sê, ja pa, dan doen hulle net die teenoorgestelde. Doen ons nie maar dieselfde, baie maal met God. Ja, Here, ek hoor. Kom ons kyk wat het gebeur hier, in Jeremia 38. Toe stuur koning Sedekia, vers 14, en hy laat die profeet Jeremia na hom bring in die 3de ingang wat by die huis van die Here was. En die koning het vir Jeremia gesê, ek wil jou iets vra. Steek vir my niks weg nie. Maar Jeremia het Sedekia geantwoord, as ek u dit te kenne gee, sal u my nie sekerlik doodmaak nie. En as ek u raad gee, sal u nie na my luister nie. Kyk wat, 2 dinge. Jeremia sê, maar ek, wat van as jy my gaan doodmaak as ek vir jou sê? Wat die Here sê. En nommer 2, wat help het ek sê vir jou, want jy gaan in elk geval nie luister. Toe sweer koning Sedekia vir Jeremia in die geheim en sê, so waar as die Here leef, wat aan ons hierdie lewe verleen het, ek sal jou nie doodmaak nie, en jou nie oorgee in die hande van hierdie manne wat jou lewe soek. Net tot so ver. Hemelse Vader, die woord is lewend, die woord is kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Die woord is betroubaar, die woord is waar, die woord sny deur murg en been, die woord bring lig, die woord gee rigting. Mag die woord vanmôre met krag uitgaan, en mag dit verandering bring in die wat met blydskap ontvang. Bid dit in Jesus naam. Amen. Broer en suster, ons vind hier die koning van Juda, koning Sedekia. Hy was die laaste koning van Juda voordat hulle in ballingskap sou weggevoer word. En koning Sedekia is nie bekend as 'n goeie koning nie. Hy was eintlik 'n slegte koning. Maar ons sien dat hierdie koning van Juda het 'n begeerte in sy hart. Hy wil hoor wat God te sê het. Hy wil hoor wat is God se boodskap vir my. En hy kom na Jeremia, die profeet, daar in Jerusalem. En hy maak sy begeerte aan Jeremia bekend en sê, Jeremia, sê vir my, wat sê God vir jou om vir my te sê? My broer en suster, daar is baie redes hoekom mense vandag ook 'n begeerte het om te wil hoor wat God te sê. Kan ek vir u vra, is daar mense hier vanmôre wat sê, ek wil ook hoor, wat sê die Here?
Nou Sedekia wil hoor wat God sê, maar die rede hoekom hy wil hoor wat God gesê het was, hy wil weet, wat sê God vir my en oor die volk met betrekking tot ons toekoms. Met ander woorde, Jeremia, profeteer bietjie vir my man, sê bietjie vir my, hoe lyk my dag van môre en hoe lyk die volk se toekoms. En dit is ook een van die redes hoekom baie mense wil hoor wat God te sê het, want hulle wil uitsluitlik hoor, wat is die nuutste profesie? Jy kry ons mense, hulle hardloop net agter profete aan. As hy man net na my kan kom en vir my kan hande oplê en vir my toekoms kan uitlê. Ons sien dit vandag, die profete, hulle staan op die een na die ander, want dis profeet op apostel, en mense vloei na hierdie plekke toe, want wat sê God vir my, wat my toekoms aan betref? What blessings is there in store for me and for this nation? Nou broer en suster, ek gaan ook na die woord van die Here toe, ek stel ook belang in toekomsgebeure. Ek stel ook belang in profesie, en dit is vir my lieflik om te kan sien hoe dit wat in die wêreld gebeur, korreleer met dit wat God in sy woord al klaar vir ons gesê het gaan gebeur. Niks gebeur as 'n verrassing nie. Is dit nie wonderlik dat ons kan sit in 'n gemeente en vir die wêreld kan sê, kom ons vertel vir julle wat gaan volgende gebeur. Dan dink julle, waar kom julle aan die goed? Ons kan vir hulle sê wat gaan gebeur met Rusland, ons kan sê wat gaan gebeur met China, ons kan sê wat gaan gebeur in Israel, ons kan sê hoe gaan die einde afloop, ons kan vir hulle vertel wat in die United Nations gaan gebeur, ons kan vir hulle vertel die wêreld gaan teen Israel, ons kan vir hulle al hierdie goed vertel. Want die Bybel het dit vir ons gesê. Want die outeur van die Bybel, God self, ken die einde van die begin af. Daarom kan hy al klaar die storie, hy is die skrywer van die boek. En hy kan vir ons alles vertel, nog voor dit gebeur. So dis wonderlik. Baie mense gebruik die Bybel vir profesie. Dan is daar ander wat wil na die Bybel toe gaan, en hulle wil eintlik gaan kyk, waar praat die Bybel verkeerd? Want hulle soek 'n rede om te argumenteer. Ken jy sulke mense? Jy dink jy ken die Bybel, ek gaan vir jou sê, wat sê die Bybel? Dan kom ek sê vir jou, die Bybel het foute in. Dan gaan Hallam skrifte daar die klaagliedere uit. En, jy weet, uit te spreek wat nie eens geskryf is hier, en wil hulle spreek as 'n wet voorgee. En hulle soek eintlik 'n rede om te beklei. Maar weet jy wat is eintlik die rede? Is dat diep liggend is hulle besig met 'n leefstyl wat hulle weet God nie verkies nie. Wat hulle weet God teenpraat. Hulle weet dat God oordeel daardie tipe leefstyl. Hulle weet dat hulle is betrokke in dinge en hulle doen dinge wat die woord sê hulle nie moet doen nie. En nou wat doen hulle dan? Dan raak hulle ons nou slim, dan gaan hulle na die Bybel toe. En dan wil hulle gaan foute soek in die Bybel. Om te sien waar weerspreek die Bybel homself. Of watter foute het die Bybel in. Weet julle hoekom? Sodat hulle kan beter voel in hulle verkose leefstyl. En dat hulle 'n sluier kan trek rondom dit wat God spreek in sy woord met betrekking tot sy wil. Dat hulle 'n sluier daaroor kan trek en kan voortgaan in hulle leefstyl. Want die Bybel weerspreek homself. En dan dink hulle gaan weg. Luister my vriend. Kom ek sê vir jou, Jesaja 57 vers 21 sê, daar is geen vrede vir die goddelose. As jy in sonde bly voortleef, sal jy nooit
ware vervulling in hierdie lewe hê nie. Jy sal dalk vir 'n oomblik dink jy lewe, maar die einde van daai lewe is weer van die dood. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Wie van julle was al op so 'n weg dat jy gedink het, woe, want die lewe is lekker. Ek dink ek het nou die happy middle gevind. Net om later uit te vind wat ellende daai weg vir jou inhou. Daar is die lewe in 'n sondige leefstyl. So hou op om te probeer, om te kyk waar kan ek 'n foutjie vind. Hoor vanmôre die woord van die Here. Dan is daar ander wat na die Bybel te gaan vir allerlei redes, net omdat hulle die Bybel as 'n goeie morele boek beleef of vir sy geskiedkundige waarde. Maar broer en suster, dis nie hoekom ons na die Bybel toe gaan nie. Althans, ek hoop nie so. Nou broer en suster, wat ons sien is, Sedekia kom na Jeremia toe, hy wil meer weet oor die toekoms. Wat hou die toekoms in vir my en vir die volk? En ons lees hier in vers 14, dat koning Sedekia vat vir Jeremia een kant. Hy vat hom na die 3de ingang van die tempel. Nou dis interessant, wat is hierdie 3de ingang? Wie kan vir my sê? Dit is 'n privaat plekkie, nee. Die 3de ingang is 'n privaat ingang. Het julle geweet dat die tempel het verskeie ingange gehad? Ja, en jy het die hoofingang gehad vir die publiek na die buitenste hof toe. Maar dan het jy ook 'n ander ingang gehad waar die priester in beweeg het. Weet na die heilige toe. Hy het sy aparte ingang gehad. Maar dan was daar ook ander ingange, onder andere die 3de ingang was 'n ingang wat spesiaal daar gestel was vir die koning. En dit wil voorkom asof die ingang gekonnekteer was aan sy paleis. Hy kon ondergronds van sy paleis af inbeweeg binne in die tempelgebied vanuit sy eie privaat paleis uit. En dit wil voorkom asof hierdie koning Sedekia vir Jeremia gevat het binne in hierdie privaat ingang. Met ander woorde, dis 'n geheime plek. Want jy sien, koning Sedekia wil nie hê dat ander moet weet dat ek die profeet nader om te hoor wat sê God nie. Want jy sien, die profeet Jeremia was nie baie gewild daar onder die volk gewees nie. En ek gaan nou vir sê hoekom hy nie so gewild was nie. So, ja, ek wil hoor wat God sê, maar hoe? Wil net nie die ander moet weet dat ek eintlik soekend is na die woord van die Here. Hey, jy kry mos sulke mense, weet, hulle sê selfs vir die familie, nee, ons gaan 'n bietjie see toe, maar dan kom hy kerk toe. Hy wil toch net nie die familie moet weet, ek gaan kerk toe vandag nie. Miskien is daar so iemand hier vandag wat sê, niemand weet ek is hier nie. Ek het 'n begeerte in my hart, iets trek my, want die lewe is nie mekaar, en jy wil sin maak uit wat gaan aan in hierdie lewe van ons, maar jy wil net nie jou vriende moet weet, jy sit in die kerk vandag. Ken jy daai ding? Ja, so in die geheim. Nee, nie mense wat al jare kom, ek praat van daai dag. My pelle moet net nie weet nie. Maar daar is so begeerte. Ons het so gehad, sy naam is Lester Robertson, toe ek op skool was. Hy was die Robert Jack van die skool gewees. Kyk, hy klap vir jou eenmaal, dan gaan jy 7 keer om hierdie wentelbaan. En toe een dag, toe praat die Here met hom, ons het hom vir my evangelie op die skoolterrein gegee. Ja, maar nou weet jy nie, want hy is mos nou deel van die Get Along Gang. Maar daai Sondag aand, toe sit daai laaitie binne in die kerk. Hoor jy, hy sit agter met sy ma, maar hy weet nie of hy moet afskuif van die stoel, dat niemand hom sien nie, hy moet net nie weet, hy is daar nie, maar alles begeerte. En weet jy wat, daai dag, toe kom hy laaitie tot bekering. Ons het vir hom bedien met die liefde van Jesus Christus. En hy het reggemaak met almal wat hy so geslaan het op die skoolterrein. En hy het met sy ma reggemaak wat hy so stout mee was. Maar dit was 'n tipiese geval van, my vriende moet net nie weet nie. My vriende moet net nie weet nie. En so kom Sedekia aan die geheim. Right. Nou, Sedekia sê, Jeremia, sê vir my, wat sê die Here? Mag iets sê, kan niemand hoor nie. En, Jeremia. En Jeremia is aanvanklik huiwerig om vir hom die woord van die Here te gee.
En die skrif maak het vir ons duidelik hoekom hy ywerig was. Daar was 2 redes. Wat was die redes? Hy het gevrees dat die koning hom gaan doodmaak. En broeders en susters, ons moet verstaan dat Jeremia se lewe was al baie keer in gevaar gewees, as gevolg van die uitsprake wat hy maak. Omdat hy spreek dit wat God vir hom gee om te spreek. So daar was al baie dreigemente op sy lewe. Hier is nie die eerste keer nie. Die gemeenskap van Jerusalem het nie gehou van Jeremia nie. Want hy het gedurig deur die oordeele van God oor hulle uitgespreek as gevolg van hulle bose leefstyle wat hulle leef. En hulle het vir hom gewaarsku en gedreig en gesê, Jeremia, as jy gaan aanhou om heeltyd veroordeling oor ons te spreek, dan gaan ons jou lewe tot 'n einde bring. En hy was gedurig gedreig. Inteendeel, nog voor Sedekia wie hy kan geroep het, was Jeremia al verskeie kere in kerkers gegooi, in dreinpype gegooi en mishandel gewees, net omdat hy die woord van die Here spreek. Jy sien broer en suster, die woord van God was nie populêr in die ore van die volk. Hulle het nie gehou van wat hulle hoor nie. En broer en suster, dit is omdat Jeremia vir hulle gesê het wat God sê, as gevolg van die feit dat hulle gedoen het en geniet het wat God gesê het hulle nie moet doen nie. Hulle het geleef volgens die begeerlikhede van hulle vlees en God het hulle geoordeel oor hulle bose leefstyl. En Jeremia was God se instrument vir daardie oordeel. En broer en suster, ek weet nie wie was al deur God uitgewys oor jou leefstyl. It's not nice. Dis nie lekker om deur God uitgewys te word oor die leefstyl wat jy gekies het wat hom nie behaag nie. En glo my, die volk het dit glad nie geniet. Dit was nie vir hulle lekker nie. En hulle was smoor kwaad vir Jeremia, omdat hy so God se woord uitgedra het oor hulle leefstyl. Hulle wil net uitgelos word. Los ons, laat leef. Moenie vir ons sê wat God dink van ons leefstyl. Jy weet, onder andere het Jeremia vir hulle gesê dat julle vyand, die Babyloniërs, dat God vir hulle gaan gebruik as 'n instrument van sy oordeel. En dit het nie lekker op hulle ore geval. Ons vyande, God gaan ons vyande, ons God gaan ons vyande gebruik teen ons. En toe gaan Jeremia nog verder om die pap so bietjie dikker aan te maak. En hy sê vir die volk, en so sê die Here, julle moet onderwerp aan die Babyloniërs, as julle wil bly leef. Now imagine that. Dit het glad nie goed afgegaan. Die volk was woedend vir Jeremia, omdat hy sê, dat God gaan ons vyande gebruik, teen ons, en ons moet nog onderwerp, as ons wil bly voortbeleef. Dit het glad nie lekker afgegaan. En Jeremia het hierdie selfde woord ook vir koning Sedekia gegee. En daarom was die volk smoorkwaad. Inteendeel, hulle het Jeremia aangekla, Marleen, vir hoogverraad. Hulle het gesê, hoe durf Jeremia hierdie uitlatings maak? Hoe durf hy verwag dat ons moet onderwerp aan ons eie vyande? Ons sal dit nie doen nie. En so by the way, die volk het geweier om dit te doen. Hulle het vir Babylonië weerstaan aanvanklik, maar kyk waar het hulle uitgebring, omdat hulle nie onderwerp het nie. Hulle het vir Jeremia aangekla van hoogverraad en gesê, hierdie uitsprake van Jeremia, dit breek die moraal af van ons leermag.
En so tussen hakies, dink ons Jeremia is eintlik besig met onderhandelinge met die Babyloniërs, want dit klink vir my, dat hy sou mondstuk vir hulle, hy wil ons moraal afbreek, so die Babyloniërs ons maklik kan oorvat, ons moet maar net oorgee, ons moet maar net onderwerf, sodat hulle kan oorvat. Nee, hierdie Jeremia is nie aan ons kant nie, hy is aan ons vyand se kant, kom, ons gaan vir hom doodmaak, hy is 'n verraaier. Dit is hoe hulle gevoel het oor God se mondstuk, oor God se spreekwys, wat God onder hulle geplaas het. So Jeremia het gevrees dat hy doodgemaak sal word, as hy verder spreek, dit wat God sê. So dit was een rede. Koning, ek kan nie vir jou sê wat God sê nie, want dis nie 2 sekondes, dan trek jy jou swaard, jy maak my dood. Maar dan was daar 'n tweede rede, hoekom Jeremia nie God se woord, of hoekom hy huiwerig was, om God se woord te gee. En dit was, maar koning, al gee ek vir jou God se woord, gaan jy in elk geval nie luister wat God sê nie, want jy slaan nie ag op God se woord nie. Nou broer en suster, is dit die waarheid vandag nog? Of is dit nie? Broer en suster, ek het nou die dag bietjie gaan kyk, hoeveel kere ek al gepreek het, dit in die laaste 8 jaar, dit is 'n lelike lys. Né? Hoeveel keer gaan die woord van die Here uit op hierdie kansel? En nie op hierdie kansel nie, maar op kansels reg oor die wêreld. Waar die woord van God uitgaan en die volk van die Here opgeroep word tot gehoorsaamheid aan God en sy woord. En dan sit die volk en hulle sê, ons hoor wat die Here sê. Maar dan stap hulle uit en hulle doen nie wat die Here sê nie. Met ander woorde, ons is hoorders, maar nie daders nie. Ons is gretig om die woord van die Here te hoor. Ons is Sondag vir Sondag nie, en ons is gretig om te hoor, maar moet nog net nie vir my sê, ek moet my lewe gaan verander. Jy sê ons wil hoor, maar ons wil nie verander nie. That's wrong. Wat sê Lukas 6:46? Hoekom noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek sê nie. Wat 'n Heer sal sy dienaar verder in diens wil hou? As die Heer net vir die dienaar sê, hoorie, gaan werk daar die landeryne, doen ABC vandag, en die dienaar vee hom af daaraan. Wat 'n Heer gaan vir die dienaar verder wil verantwoordelikheid gee. Maar dis wat ons doen met ons Heer. Hy sê, dis my verlange, dis my verwagting. En dan gedoen ons dit teenoorgestel. Kyk bietjie wat sê Romeine 2:13. Kom ons doen 'n paar skrifte. Romeine 2:13 sê, omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Sien jy dit? Jy wat sê, hier's all my righteousness. Ek sal net 'n bietjie sê oor geregtigheid. Maar geregtigheid speel homself uit deur tot aksie te kom in gehoorsaamheid op God se woord. Jakobus 1:22 sê maar nog weer dieselfde. Jakobus 1:22 sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Broer en suster, die woord van God beteken eintlik niks as jy dit net hoor en nie tot aksie kom op die woord nie. Dan beteken dit eintlik vir jou sweet blou. Die ingang van God se woord moet transformasie bring. Dit moet 'n besluit in jou wakker maak om te sê, ek wil wees soos wat die woord van my vra om te wees. Ek verlang om te doen wat die woord sê. Anders is jy net 'n hoorder, maar nie 'n dader.
En dan sit jy met dieselfde probleem wat koning Sedekia mee gesit het. Hy wil ook net gehoor het. Vertel my al die mooi goeders. Vertel vir my hoe oulik ek is, man. Vertel vir my al die mooi dinge wat die Here vir my stoor het. Vertel vir my al die geld en besighede wat ek gaan oprig. En, jy weet, vertel my van... Jy is net 'n hoorder. Jy wil net gestreel word in jou oor. Maar die oomblik wanneer God jou tot orde roep, dan maak jy jou rug styf. Is dit hoe 'n dienaar teenoor sy Heer moet reageer? Dit was koning Sedekia se probleem. Nou broer en suster, Jeremia het ten einde vir koning Sedekia gesê wat die woord van die Here sê. En dit word net op die voorwaarde dat koning Sedekia vir Jeremia beloof het, hy hom nie gaan doodmaak nie. Sedekia sê, nee, sê vir my, ek sê nie doodmaak. Toe sê Jeremia, nou maar goed, dan gaan ek vir jou sê, wat sê die Here? Nou, Sedekia het vir hom beloof, hy sal sy lewe spaar, maar Sedekia het nie vir hom beloof dat hy gaan doen wat die Here sê. En as jy die verhaal van koning Sedekia verder lees, dan sal jy sien, ja, dit was toe nou net so. Hy het nie gedoen dit wat die Here sê nie. En hy het voortgegaan op die weg wat Jeremia vir hom gesê het, as jy op hierdie weg voortgaan, sal die Babyloniërs hierdie stad inneem en die volk in ballingskap uitvoer. En met die waarskuwing en al, het Sedekia gesê, I know better. En hy het nog steeds op daai weg voortgegaan. En wat het gebeur ten einde? Koning Sedekia was gevangen geneem deur die Babyloniërs. Hy was weggevoer na Babylon. Die hele volk was weggevoer na Babylon. Die stad het geval. Die tempel was afgebreek. Die heerlikheid van die Here het opgestyg van die tempel, dat hy die stad verlaat. En Sedekia het gesterwe in ballingskap in Babylonië as 'n prisonier. Hy was 'n hoorder, hy wou hoor, maar hy was nie 'n dader. En waartoe het dit gelei? Sy dood. En ek sê dit vanmôre met groot hartseer, dat die kerkwêreld lyk maar baie dieselfde. Ons wil hoor wat die Here sê, maar dan wil ons voortgaan met ons leefstyl. En vandag, tannie Letty, is daar baie wat slawe is van hulle sondige leefstyl. Jy soos Sedekia binne in Babylon, is 'n slaaf. En daardie leefstyl en sonde waarmee jy besig is, sal ten einde jou dood veroorsaak. Het is besig om jou stelselmatig af te breek. Het is besig om jou stelselmatig te vernietig. Want dit is al wat die vyand wil doen, om te steel en te slag en te verwoes. Hy het nie 'n blink toekoms vir jou in gedagte nie, hy wil jou einde bewerkstellig. Hy wil jou in die graf hê. Hy wil jou ongelukkig hê. Hy wil jou ver van God af hê. En hy verkoop aan jou 'n leefstyl wat pragtig lyk, maar die loon daarvan is die dood. Dis wat met Sedekia gebeur het. Nou wat sê die Here met betrekking tot die wat die woord hoor en dit ook doen? Kom ons lees uit 'n paar skrifte. Kom ons lees Matteus 7. Daar vanaf vers 24. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Luister en doen, luister en doen, luister en doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.
Wie is hierdie man? 'n Man wat luister en doen. Hy is nie net 'n hoorder nie, maar 'n dader. So man, bou sy huis op 'n rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, die hoorders, maar nie die daders nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het, en die reën het geval, die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Sien jy wat sê die Here? Die verskil tussen hoorders en daders. Mense, daar's net twee kategorieë van mense, selfs hier waar ons is. Jy's of 'n hoorder, want jy's hier, of jy's 'n hoorder en 'n dader. Wat is jy? Is jy net hier omdat jy wil hoor? Of is jy hier om te sê, o Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om my skoon te was, want ek wil weer vlekkeloos voor U staan. Gaan ons daders wees of net hoorders? Wat sê Matteus 28 vers 19? Gaan jy, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. To keep the word of the Lord. Not just to hear it, but to adhere to it. To keep the laws of the Lord. Dis wat die Here van ons vra. Kyk wat sê Lukas 11:28. Hy sê daar, en hy sê, salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Sien jy dit? Elke keer as ons luister na die woord van die Here, dan dit eindig net by hoor nie. Jy moet dit hoor en bewaar. Jy moet dit hoor en agslaan daarop. Jy moet dit hoor en doen. Is jy met my? Gereeld, my liewe vriende, gereeld het Jesus in sy bediening vir die volk gesê, dat slaan ag op my woord. Moenie net luisteraars wees nie, maar doen wat ek vir julle sê. En dit was Sedekia se probleem. Hy was 'n hoorder, hy was begeerig om te hoor, maar hy was nie 'n dader van die woord nie. Jesus het by uitstek het gereël. Man, daar skrifte op skrifte. Jy kan gaan kyk daar in Johannes 8:31. Kom ek gee net een of twee. Johannes 8:31 kom Jesus self. En hy sê daar, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. If you keep my word, you are truly my disciples. Johannes 14:21. Hy sê daar, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Wie my woord hoor en dit bewaar, dis die een wat God sê, vir jou het ek lief, dis waarlik my disipel. Nou broer en suster, kan ek maar waag vanmôre, voor ons hierdie vliegtuig land, kan ek maar vir julle sê wat God se woord sê. Ek gaan dit net lees. Julle verstaan ons Afrikaans. Kan ek maar net, ek moet net so twee skrifte deurgooi vir julle en sê, so sê die Here. Né? En net vir julle wys, wat sê God se woord met betrekking hoe hy wil hê ons moet leef en wat die gevolge is as ons dit nie doen. Ek gaan net vir julle lees. En ek voorspel al klaar dat sommige gaan vies wees. Want hulle was maar vies vir Jeremia ook. Né? Maar jy kan vies wees, jy kan dit ignoreer. Ek sê, ek gaan dit net lees. So as jy dan vies is vir wat ek lees, dan moet jy maar vies wees vir wat die woord sê. So kan ek dit maar doen. Okay.
Yes, I love you with the love. Wat is daai liedjie sing terwyl ons blaar? Nou Korintiërs 1 Korintiërs hoofstuk 6. Lees dan vanaf vers 9. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Ja. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustinge of sodomiete. Jy weet wat is sodomiet? Gaan lees Levitikus 18 vers 20. 'n Man wat met 'n man lê, 'n vrou wat met 'n vrou lê. Met die natuurlike verkeer omver gegooi. Gaan lees Romeine 1. Dis sodomiet. Of diewe. Julle wat besighede besit. Wat so onregverdige wins maak, dis 'n dief. Of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers. Jy sien ons al baie keer die uiterlike dinge raak sê, kyk wat in my kie, ons praat nou hier van kwaadsprekers, so kom ons 'n bietjie nader aan die huis, né? Van ons is om nie van kwaad te praat, jong. Hey, sis man! Omdat die kwaadspreker word in dieselfde vers as die sodomiet genoem. Jy wat so die ander wil uithaal. Kyk so 'n bietjie na jouself. Amen. Of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. So as jy hierdie dinge doen en daarin voortleef en dit beoefen, sê die Bybel, jy sal nie die koninkryk van God beerwe. Maar kyk daai mooi belofte of vooruitsig van die volgende vers. Hy sê, en dit was sommige van julle. Yes, he also brought me out of the mighty clay. Ek het ook in die modder gespeel. Ek het ook soos 'n vark gerol in die modder. Ek was ook daar, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van God. Broer en suster, ek lees dit nie. Die Bybel sê, sulkes wat hierdie goed beoefen, gaan nie koninkryk van God sien. Kan ek nog eenetjie vir julle lees? Galasiërs, hoofstuk 6. Kyk wat sê vers 7. Hy sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Sê dit gaan nie oor geld nie, mense. Mense wat so saai maai, geld, gee jou geld. Hy praat van wat jy in jou vlees saai, sal jy die verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Nou wat se vlees saai praat hy van? Gaan net een hoofstuk terug. In Galasiërs 5, vers 19. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgowery, towery, pharmakia, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie.
Luister my vriend, dis redelik duidelik. Dit maak nie saak hoeveel kerkdienste jy bygewoon het. Ja. Dit maak nie saak hoeveel preke jy al na geluister het. Dit maak nie 'n saak hoeveel verse jy al gememoriseer het nie. As jy lewe volgens die begeerlikhede van jou vlees, sê hierdie boek, jy sal die koninkryk van God nie beheer. Dis nou mense wat hoorders is, maar nie daders. Jy is so Sedekia. En hoe hartseer is dit nie, om te moet weet, daar is baie wat in kerkbanke sit, en vir jare saam met die kerk kom, wat eendag voor God gaan staan, en die Here gaan sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken. Want jy was 'n hoorder, maar nie 'n dader. Matteus 7, vers 23, praat, as die Here, hulle gaan sê, Here, ons het in U naam duiwels uitgedryf. Here, ons het in tale gepraat. Here, ons het al hierdie goed gedoen. Gaan die Here sê, gaan weg van my. Jou werke van ongeregtigheid. En dis net daarna wat Jesus dan vertel, die gelykenis van hy wat my woord hoor en dit doen, is 'n man wat sê, hy is op 'n rots. Gaan oor die woorders en die daders van sy. Broer en suster, dis die doen van God se woord wat die bewys of die vrug is op jou geregtigheid. Ja, my geregtigheid is uit die geloof. Ons word geregverdig deur die geloof. Nie uit die werke nie, sodat iemand mag roem nie. Uit genade is ons gered. Nee? Maar die geloof kom uit die gehoor deur die woord van God, Romeine 10:17. En so, dit is wanneer die woord van God uitgaan, dan hoor jy die woord, en jy roep die naam van die Here aan, want almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As jy met jou mond, Romeine 10:9, die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God met die dood gewerk het, sal jy gered word. So geregtigheid is 'n genadewerk van God, wanneer jy hom aanroep, wanneer die woord van God jou hart tref. Maar dit stop nie daar nie, want dit is die doen van die woord van die Here, nadat jy geregverdig is, wat dien as 'n bewys van jou geregtigheid. Dit dien as die voortvloei, as die uitvloei van jou lewe van geregtigheid, wat God aan jou uit sy genade geskenk het. Ek sluit met hierdie twee skrifte. Jakobus 2:20. Ons dank God dat hy ons geregverdig het, maar nou dat ons geregverdig is, wandel nou waardig die roeping, Efesiërs 4:1. Maar kyk wat sê Jakobus 2:20, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke is dood. Dis nie dat ons gered word deur ons werke nie, maar die werke dien as bewys dat jy waaragtig gered is. Hoe weet ek 'n boom lewe? Want hy dra vrug. As 'n boom nie vrug dra nie, is daar fout. Dan is hy dood van sy wortel af. Wat het Jesus gesê? Laaste skrif in Matteus 12 vers 33. Hy sê daar, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrug word die boom geken. Dis hoe ons weet dat ons waarlik geregverdig is. Ek het nie nodig om vir 'n boom te sê wat lewe dra vrug nie. Moet jy vir 'n boom heeltyd herinner om van nie, moet jy vir daai vrye boom sê, hey, dis nou tyd vir hom vrug te dra. Hy doen dit outomaties. Want dis wat 'n boom doen. Broer en suster, wie's kinders van die Here hier? As jy dan maar regtig 'n kind van die Here is dit mos outomaties dat jy die vrug van die Gees na vore bring en die werke van die vlees kruisig. Want 'n goeie boom bring goeie vrug na vore. Is julle goeie bome? Daarom vra ek vanmôre, ek pleit by u.
by die ontferminge van God. Slaan ag op die woord van die Here. Moenie so Sedekia wees nie. Gaan julle net hoorders wees van die woord? Of gaan julle doen dit wat die woord van ons vra? Dis God se vraag wat ek by julle wil laat vanmôre. Hemelse Vader, ek laat hierdie boodskap oop. Ek het gegee wat U gevra het ek moet gee. U is nou die een wat deur die Gees oortuig. As daar iemand is hier vanmôre, Vader, wat sy hart in beweging gebring is, wat dalk vanmôre sê, ek is ook een van daai wat hoor, maar nie agslaan. Mag U woord vanmôre hulle tot aksie roep, Here. Mag daar iemand wees vanmôre wat sê, ek wil nie meer net hoor nie, ek wil verander word deur die vernuwing van my gemoed en deur die oorgawe van my lewe. En ek wil my liggaam gee as 'n lewende offer aan die Here. Ek bid vanmôre vir die redding van 'n siel, o Here. U woord is tog lewend en dit is kragtig en is relevant vandag. En die woord maak steeds slawe vry. O my God, mag 'n siel vanmôre deel word van die koninkryk van God in hulle harte. Ek vra dit in Jesus naam.